Goeiemôre liewe luisteraars, baie welkom. Ek wil graag vanmôre begin deur om saam met julle te lees uit Efesiërs hoofstuk 3. Ons lees vanaf vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand ter bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Familie, ons het lekker lank saam gereis en dit is 'n voorreg dat ons ook nou naby kom aan Paastyd, 'n kosbare en 'n intieme tyd in ons kerkjaar. Maar hierdie moet ons vir mekaar ook sê dat alles wat ons geleer het in hierdie tyd, liefde vir ons vyande, wat dit beteken om te vergewe, wat opofferende liefde is, wat dit beteken om jouself te gee, wat dit beteken om jou lewe neer te lê, jou ou lewe, sodat jy 'n nuwe lewe in Christus kan opneem. In ander woorde, om jou kruis op te neem, ons Here te volg na Golgotha, afstand te maak met die ou lewe wat daar saam met hom gesterf het, sodat ons nou in hom die nuwe lewe kan ingaan. Ons het al hierdie dinge geleer en gehoor, maar hier moet ons nou ook nie doekies omdraai nie, en ons moet erken, dit is baie moeilik om vanuit die kruis van Christus na die wêreld te kyk, want dit is nie 'n populêre boodskap nie. Vir ons wat na die boodskapies luister, vir die gelowiges, vir die kerk, maak hierdie dinge sin, dit is tog taal wat ons immers ken, maar die wêreld gaan vir ons lag, en hulle gaan sê ons is laf. En dis juis om hierdie rede dat Paulus bid vir hierdie gelowiges, dat hulle innerlik sterk sal word, dat Christus deur die geloof in hulle harte sal woon, en dat hulle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Verder bid hy dat mag julle in staat wees om saam met die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En hier is dit so geweldig belangrik, die woordjie saam. Want ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, omdat ons saam ons kruise opgeneem het, saam met Christus gesterf het, en nou saam as boeties en sissies die nuwe lewe in Christus ingaan, het ons ook die verantwoordelikheid om hande te vat en mekaar te help, mekaar te dra, mekaar aan te moedig, sodat ons saam innerlik kan groei, sterk kan word. Familie, die motivering wat Paulus gebruik om ons aan te moedig, is as ons tog net besef hoe wyd en diep en ver die liefde van Christus strek. Vers 19 sê, mag julle hierdie liefde ken. Want as ons hierdie liefde ken, hierdie liefde, ware liefde, opofferende liefde, hierdie liefde wat eers te lief gehad het, watter ander generiese weergawe van liefde, afgewaterde weergawe van liefde, gaan ons in hierdie wêreld ken, wat dit kan troon. Familie, as ons hierdie liefde geproe het, as ons na die kruis gekyk het, en dit het ingesink in ons harte, hoe lief die Here ons het, hoe kosbaar ons vir hom is, hoe anders as om ons lewe neer te lê en hom te volg. En al lag die mense vir ons, al moet ons in die reën dans, al dink die mense ons is snaaks, eer ons God. Nie primêr uit plig nie primêr uit wat ons daaruit kan kry nie, maar primêr omdat ons daai liefde geproe het en die Heilige Gees iets van daai liefde in ons eie harte kom plant om vir die Here ook lief te kan wees. Mag julle in hierdie Paasfees wat voorlê
herinner word aan God se liefde vir ons. En op dieselfde tyd uitgedaag word met die vraag wat Jesus aan sy diensknegt Petrus vra. Petrus, het jy my werklik lief? Kom ons bid saam. Here, ons harte wil vanmôre reageer op u groot liefde. Help ons om innerlik sterk te word, Here, want die brandpyle van die bose is baie. Die brandpyle wat ons wil kom vertel dat hierdie boodskap, hierdie goeie nuus, sommer nonsens is. Here, help ons om in u liefde, in wat u gedoen het, in u kruis weer hoop te kry, die nuwe lewe te proe, maar Here, bo alles, om vir u uitermate ongelooflik lief te wees. Dankie dat u dit in ons harte ook ontplant het, dat ons vir u kan lief wees, Vader. Ons bid dit in die groot heilige naam. Amen.